Goeienaand broeders en susters. Baie welkom aan u vanaand by hierdie lofprys sangdiens van ons. As u besoekers vanaand is, u is baie welkom ook hier in ons midde. Net 'n paar afkondigings vooraf. Die kollekte vandag is vir die diakonale kas en verhuis Boland. Kan dit elektronies afdra soos ons gebruik is, maar is ook welkom om dit by die deure vanaand af te dra. Die program vanaand verloop sonder enige verdere aankondigings. Dus ons vra u volg gerus alles wat op die skerm verskyn. Kyk mooi na die opdragte wat daarop aangebring is. En dan na die tyd is u welkom om lekker saam te kuier en 'n koppie sop te geniet. Kom ons kleer vir u net die prentjie in oor ons sangdiens vanaand. Die groot tema is lofsing in die nag. Kom uit die beruiming van Psalm 42 in. Ons gaan nou 3 aspekte vanaand in ons sang aandag gee. Die eerste is daardie roepe van ons na God in donker tye. Hy roepe na die Here vir verlossing. Dis die eerste. Die tweede ene is dat God lig is. En dat hy die een is wat ons verlos uit die duisternis tot sy lig. En dan die derde een is dat ons nou leef as kinders van die lig. Met hoop, met verwagting, met vertroue. Ons gaan vanaand van hierdie ligte afsit. Dis jy moenie skrik nie, dis nie beerdkrag soos Bart sê nie. Ons gaan van hulle aansit, hulle kom later weer aan. Dis maar deel van die tema wat ons ook vanaand gaan uitsing. En dan wil ons graag vooraf baie dankie sê vir al ons musikante wat vanaand optree. Alry Gerber op die viool, Andrei Dan by Franse horing, Werner Nel trompet, ons eie Karike die dwarsfluit en Bart dan op die orgel. Mag die Here ons vanaand seën ook in hierdie erediens tot eer en lof van die Here.
Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. God se hande het die aarde opgehang en dieselfde vleuels rondom my gevou. Dawid se woorde kreet in crescendo, daarom is ek nie meer bang. Al voel ek
mank geslaan deur die geveg in die nag, sien ek die duisternis verbleek, wanneer die rooi dag kop uitsteek. Ek wil die hoogste bergpiek klim, met my hele wese 'n lied uitsing. As die môrester in my hart opkom, voel ek weer veilig, geborge by hom. Ek is nie meer bang nie, die nag het verdwyn. Ek is nie bang nie, die môre het verskyn.
Die gedig wat nou kom, sy naam is Tweede Lig. Ek is gevra om net te verduidelik, die wat die militêre lewe ken die woord eerste lig. Dit is 'n baie gevaarlike tyd wanneer die vyand kan aanval, want dan kan hulle sien en die vyand maak baie keer gebruik daarvan. Tweede lig. Ergens ver vanuit die ou chaos het met meedoenloos die draak van Eden 1000 donker dode in die nuwe lewe ingekaats. Alles wat nog helder was, die son vol suiwer lig, het langsaam skemerig en dof en donkerder geword. Deur die nag van later eeue het die wrede stryd gewoed van brose onweer teen nog net die maan se laaste dowwe gloed, tot alles swaar en swart en stil en sterwend was. Net somtyds nog het skielike profeet die ou beloofde droom van tweede lig helder teen die donker soom laat blits, voordat die nag weer keer en heers. Toe, ergens in die stil nag, het die klein lig van kersies buite op die donker nag geval. Stadig het die heerser van die nag sy duister strompelgang begin, om en om siedend in sy donker woede, verblind deur 'n skreefie lig uit Bethlehem.
Ons gaan vanaand saam 'n gedeelte lees, broeders en susters, uit Handelinge 16. Handel oor Paulus en Silas in die tronk in Filippi. Dalk net ter agtergrond. Jy sal onthou dat Paulus hulle deur die gesig van die Macedoniese man, deur die Here geroep is, eintlik gestuur is, om die evangelie in Europa te gaan verkondig. En in Filippi gebeur dit dan dat Lydia tot bekering kom. Maar sodra die evangelie sy loop begin neem, is die duiwel ook daar. En dan probeer die duiwel Paulus hulle se werkstuit deur 'n slavin met 'n waarsêende gees. Haar eienaars kla later vir Paulus en Silas by die owerheid aan. Die Romeinse owerheid. En gaandeweg raak die skare ook opgewerk teen Paulus en Silas. Dan gebeur dit dat die stadsbestuurder vir Paulus en Silas in die tronk gooi. En nou lees ons Handelinge 16 vanaf vers 22. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle afgeskeur en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi. En die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van die Here te sing. Die ander gevangenes het dit gehoor. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan. En al die gevangenes se boeye het losgeraak. Bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring. Want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu: "Moenie jouself doodmaak nie, ons is almal nog hier." Toe die bewaarder hulle gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitentoe gevat en gevra: "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle antwoord hom: "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." Lees weer vers 25. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Nou my liewe broeders en susters, middernagtelike gebede, middernagtelike lofsange is mos iets besonders nie waar nie. Mens kan sê dis sulke gewyde oomblikke. Maar kyk ons egter na Paulus en Silas se omstandighede. Dit dan ons hier met 'n merkwaardige gebeurtenis te doen. Dit was middernag in die tronk in Filippi. Paulus en Silas sit op 'n klam vloer tussen muwe mure. Hande in die boeye, voete in blokke. Hulle liggaamlike wonde klop aanhoudend vanweë die marteling wat hulle deurgegaan het. Dis pikdonker in die tronk van Filippi. Hulle fisiese omstandighede sou sekerlik, broeders en susters, nie vir hulle
die beproewendste gewees het. Onthou 'n bietjie, in daai naggesig van die Macedoniese man, het God hulle geroep, het God hulle gestuur, om die evangelie van Jesus Christus in Europa te verkondig. En nou dat die deure vir hulle moes oopgaan, daar in Filippe en in Europa, vind hulle net geslote traliehekke van 'n tronk. Hierdie sending waarop die Here hulle gestuur het, lyk vir hulle soos 'n mislukking. Dis asof alles dreig om dood te loop in hierdie tronk van Filippi. Daar tussen die grou mure van die tronk. Ek dink ek en jy sou half ontnigter gewees het, nie waar nie? Dalk diep teleurgestel. Dalk in die steek gelaat. Maar kyk wat gebeur hier. Teen middernag het Paulus en Silas gebid en lofgesange gesing. Hier staan letterlik, terwyl hulle bid, sing hulle lofliedere aan die Here. En dan lees ons hoe daai lofliedere deur die tronk galm. Ander gevangenes luister verbaas na wat hulle hoor. Vloek en laster maak ewe skielik plek vir verwondering oor wat hier gebeur. Paulus en Silas dink nie aan hulle pyn, hulle vernedering, hulle polsende wonde nie. Wat doen hulle? Hulle rig hulle op hulle God. Want hy is die kragbron in hulle lewe. Weet jy, wanneer angs en uitsigloosheid ander mense radeloos maak, gaan soek die gelowige sy krag en sy innerlike vrede by God self. Wanneer dit lyk of 'n gelowige se roeping absoluut in 'n doodloopstraat gekom het, dan gaan soek hy die een op wat hom geroep het. Vir gelowiges, vir sy kinders, wat in moeilike omstandighede bidden, hulle toevlug tot hom neem. Gee die Here 'n helder uitsig op sy almagstroon. Hy verseker hulle, en hy doen dit kragtig deur sy Gees, dat hy met hulle saamgaan, dat hy steeds by hulle is, dat hy hulle nie loslaat nie. En dis hoekom Paulus en Silas daar in hierdie baie moeilike omstandighede steeds lofliedere tot eer van die Here kon sing. Die om middernag kom Paulus en Silas lofliedere sing, daar in die tronk. Omdat daar eens 'n middeldag donkerte in hierdie wêreld was. Daar die 3 uur duisternis oor Golgotha. En al wat gehoor kon word
is Jesus Christus se klag van God se verlatenheid. Dit daar gebeur, sodat daar in die tronk van Filippi 'n lofsang kon opklink. Dit het gebeur, sodat daar gebede en lofsange uit die harte en uit die lewens van God se kinders kan opklink. In die moeilikste tye, wanneer pyn jou op jou bed neervel, wanneer jou probleme die dag vir jou donker maak, wanneer die ouderdom jou aftakel, wanneer hierdie wêreld jou as gelowige bedreig en verguis. Soek in jou lewensnood in gebed jou God op. En al biddende, al smekende, al pratende met die Here jou God. Sal hy ook deur sy Gees jou versterk. Om midde in jou omstandighede nog te kan sing 'n lied van grenslose vertroue op die Here. 'n lied van hoop omdat God daar is. 'n lied van vertroue en hoop omdat God nie sy kinders in die steek laat nie. Omdat hy saam met sy kinders gaan. Omdat hy vir hulle wat hom liefhet, alles ten goeie laat meewerk. Kyk maar net wat het hierna in Filippi gebeur. 'n Aardbewing. Tronkdeure wat oopgaan. Tronkbewaarder wat tot geloof kom. God was daar. By sy kinders. God was aan die werk. Jy verstaan dat ons sing. Ja, die diepte van die nag sing ek nog my lied van hoop en vertroue. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, so dikwels in ons lewe pleit ons by U. Neem ons toevlug tot U, maak ons hart voor U oop. En ons doen dit so dikwels, Here, in ons menslike nood, en alles wat ons moet deurmaak. En ons wil bid, Here, stel ons, as ons so ons toevlug tot U neem, stel ons ook tog deur U Gees voor U almagstroon. Want dan kan ons selfs in die moeilikste omstandighede bly sing. Vul ons harte met geloofsvertroue, met daardie sekerheid, met daai blydskap. U is by ons, U is met ons. En Here, laat dit dan ook uit ons lewe uitbreek. Laat ons dit dan ook uitsing. Want ons bely, en U vind ons vrede. En U vind ons krag, ons blydskap. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.
Efesiërs 5. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. 1 Petrus 2. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.
Oral om ons leef 'n band veilig vas in God se hand. Groter en groter word die lig, tot niemand meer sal sug. Die lig word om ons sag, grense val weg voor sy almag. Einde van ons lewenswandelaan, die poort staan oop om in te gaan. Losser word die aarde band, as hy ons lei na die nuwe land. Nie son of maanlig is meer nodig, die Here God sal ons verlig. Troon van God sal in die stad wees, en sy dienaars sal hom dien. Sy naam sal op hul voorkop wees, en hulle sal hom sien. Vrees se angel is net weg. Leeggeloop is allie sleg. Lewensband is klaar gebind, vir ewig by hom as sy kind.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen. Baie dankie vir julle teenwoordigheid. Dit was my net so lekker. Toe ons hierdie ding beplan het, toe ek 'n gesprek sit gerus. Toe het ek met Louis gepraat. Louis, waar is jy? Louis, daar's. En hy vra toe vir my, gaan julle Ligstad sing? Toe sê ek wel, ek dink ek ken die lied, maar ons het nog nooit gesing nie. So toe het ons nog gedink, toe het ek hom gaan luister, want daar's 'n baie mooi opname uit die Kandelaar gemeente in Pretoria. Waar 'n klomp mans, dit was 'n massakoor van mans wat dit gesing het. En toe het ek dit nou geluister en toe is ek nou so begeesterd daardeur. So ek wil graag probeer en kyk of julle dit kan saam sing, maar ons gaan nou eers die video kyk en dan kan julle nou sommer die wysie leer en dan direk daarna sing ons hom en dan is ons klaar en dan gaan Karike nog vir ons helder skyn die lig vir die nasies terwyl ons nou uitstap, maar dan is ons regtig klaar.